En dit alles besef ons, sien ons oral, dat God die bron is van ons lewe. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom hoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En hy groet ons en sê vir ons genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons sit net so dan bid ons aan. Ons dank U, Hemelse Vader, dat U die bron is. Ons dank U dat U van die begin af daar is, dat U nooit teruggestaan het nie. Dat ons kon sing vanmôre van U trou, ons hoop, ons redding. Dat U daar was, dat U die troefkaart gespeel het toe alles mekaar wou stort. Seënde Jesus en dat U trou was. En Vader, dat U wil en die reddingsplan volvoer is. Dat ons wit gewas kan word. Maar nou bid ons, Here, vir die tyd tussen nou en wanneer U ons tog kom haal, hoe lank dit ook al mag duur, dat ons U troue gestuurde sal wees, U dienaars en dienaresse, wat met woorde en dade sal streef om U te verheerlik. Praat asseblief nou vanmôre ook deur die woord, leer ons, motiveer ons, gee vir ons krag en hoop deur die waarheid, die beloftes wat van U afkom. Dis ons gebed, Vader, in Jesus naam. Amen. Ek wil vanmôre saam met julle lees uit 2 Korintiërs 5. Die vraag, wat is die dryfveer van my lewe? En ek dink daarin sal ons ook iets dan hoor wat Paulus kom leer oor die lewe, en dat ons sien, waar begin alles, wat is die hoop, wat is die sekerheid, en miskien leer ons daarby, oor wat behoort die dryf in ons lewens te wees. So ons gaan lees in 2 Korintiërs 5 van vers 11. Die opskrif hier daar in die gedeelte is die bediening van die versoening. Nou die eerste reël het ek skuins geskryf daar, want het gaan oor dienstig. Hy sê, ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Het is belangrik dat ons hierin hoor, as Paulus skryf, dan skryf hy as dienaar van die Here. Dat is iets wat hom gedryf het, dat hy glo, dis wat die Here wil maak van ons. 'n dienaar. Hy sê, ons weet wat dit beteken om die Here te dien. En daarom probeer ons die mense oortuig. So, om die Here te dien, is om vir die wêreld die waarheid te wees, om hulle te oortuig. Hy sê, God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Dit is belangrik in die res van die boodskap, dat hy sê, dat julle weet hoekom ek dit doen. Hoekom ek dit doen. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons bedoelings is nie om onsself aan te prys nie. So, hy soek nie eer nie. Ons gee julle juist eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. So hy begin vir ons die rigting wys. Waar lê die dryf? Uiterlike goed? Wat mense dink? Of is daar iets anders wat binnekant is? Sê, die liefde van Christus dring ons. So hy sê, wat is my dryfveer? Die liefde van Christus is die dryf. Dit dring ons, want omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterf het. As jy kyk die liefde van die Here, Jesus Christus, een
het vir almal gesterwe. Dit was so omvattend groots, dat dit so goed is asof ons almal vir ons sondes gesterf. So sy sonde is die een vir almal. Dis die grootsheid hiervan. En hy het vir almal gesterwe, en die rede daarvoor, sy is die doel van ons bestaan, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet leef nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het, en in die dood opgewek is. Sê iemand wat in Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. So toe hy gesterf het, en die sondes wegvat het, is ons nie meer sondaars, verlore, hooploos nie, maar in sy sterwe en sy bloed gemaak, dat ons nuwe mense is, wat aan hom behoort. Nou sê die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met hom versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Hierdie is 'n geweldige ding, dat hierdie deel is van die groot motivering. Hierdie ongelooflike, God het deur Christus die wêreld met hom versoen. Ons kan maak wat ons wil, maar ons kan nie versoening bereik nie, of bewerk nie, want ons is in die moeilikheid. Hy vat die moeilikheid, die sonde weg, en so bring hy weer versoening. Nou sê hy, die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. So ek is sy dienaar, om wat te maak? Om die boodskap van versoening uit te dra. Ons tree dus op as gesandte van Christus. So ons weet wat om die Here te dien, dis om op te tree as sy gesandte. En dis God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Jy kan dit nie doen. Aanvaar wat hy gedoen het, want dis ons enigste hoop. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. So hy sê, die sondelose is as sondaar behandel, sodat ons deur God vrygespreek kan word. Dat ons vrygespreek kan word, hoe? Deur ons eenheid met Christus. Nie deur jou verdienste nie, nie deur iets wat ek gedoen het nie, net deur my verbintenis met Christus. Dis die genade, dis die geskenk. Wat dryf jou? Daar's baie dinge wat mense in hierdie lewe dryf om te doen wat hulle doen. En meeste van hierdie goed, soos ek wil noem, sal jy agterkom, dit is maar goed wat alles rondom dieselfde ding kom draai. Een van die dinge wat mense dryf, is onsekerheid. Onsekerheid. En mense soek goedkeuring om in te pas. Daar kom hulle uit 'n eenvoudige agtergrond, 'n geskiedenis waar hulle verwerp is, of wat mense op hulle en hulle familie neergesien het. En hulle is altyd onseker wat mense van hulle gaan dink, en of hulle gaan inpas, en of hulle goed genoeg gaan wees. En daarom is dit die dryf om lewenslang hierdie dryf om iets te wees, om iets te bereik, 'n posisie, eer, geld, wat dit ook al mag wees, om iets te wees, sodat ek aanvaar kan word. En of dit nou by mense is, en of dit by God is. Maar ek moet uithaal en wys. Dis wat my dryf om goed genoeg te wees. Die tweede ding wat mense dryf, sê die ouens, is vrees vir mislukking. Is daai vrees dat ek dit nie gaan maak nie. Die vrees dat ek nie goed genoeg gaan wees om aanvaar te word nie. Die vrees dat ek nie genoeg gaan maak sodat
my vrou steeds vir my kan lief hê, of dat ek vir my kinders kan sorg nie, of dat die familie vir my kan aanvaar nie, of die skoonfamilie wat nog altyd gedink het, ek is nie goed genoeg nie. By die kerk, by die gemeente, die gemeenskap, is ek is so bang, ek misluk, maar sommer van kleins af het ek gevoel, ek pas nie in nie, ek is nie goed genoeg nie. 'n ander ding wat mense dryf is die skuldgevoel. Skuldgevoel. Ek het iemand teleurgestel. Ek het my ouers teleurgestel. Ek het my kinders teleurgestel. Ek het my man of my vrou teleurgestel, die familie. Ek het die Here teleurgestel, want ek het so hard probeer en ek het so baie keer gefaal. Hierdie skuldgevoel. Ek verdien nie. Ek het gefaal. Partykeer is dit materialisme wat my dryf, want ek glo as ek genoeg bymekaar gemaak het, as ek op die regte plek bly, met die regte kar ry, met die regte plekke kan gaan vakansie hou, sal die mense my uiteindelik ook aanvaar dat ek ook intel is. As ek die regte klere kan aantrek, die regte kringe beweeg, so ek werk om iets te hê, sodat mense kan dink, ek het dit gemaak. Eersig, dat mense soek na eer, soek om 'n posisie te hê, dat mense respek vir my kan hê. Dis baie keer in ons lewens iets van hierdie goed. Ernstig gaan ek op 'n punt kom. Baie ouens sê, dit was dalk 'n Saggeus se probleem, en sê baie keer, die kort mannetjies is hierdie ouens met 'n selfvertroue probleem, en hulle soek posisie en mag, en daarom het hy hierdie werk gedoen. Hy was die ou met die mag, hy het geld ingesamel, en hy het skatryk geword, en as julle dan op my neersien wat tekort is, dan druk ek julle groot ouens in 'n blik, en ek skud julle sak uit. Hierdie ding, agter al hierdie goed is die vraag, is ek goed genoeg? Is ek goed genoeg? Wat kan ek doen om aanvaar te word? Wat kan ek doen om te kwalifiseer om deel te wees van hierdie groep? Die gevaar van hierdie goed is dat dit my van die Here af wegtrek. Dat ek die prentjie verloor van wie ek eintlik moet wees. In die Bybel lees ons met ouens wat al hierdie snaakse behoeftes gehad het. Simon die towenaar, toe hy die disippels sien met die magtige wonderwerke wat hy gedoen het, wat hulle gedoen het, toe wil hy by hulle koop, toe sê hy, met geld kan ek nie hierdie mag by julle koop nie, want dit was wel iets om nog meer materiële goed te kry, kan groter inkomste hê, mense kan hy meer beïndruk. Paulus in die tronk was, lees ons in Filippense 1. Toe sê hy daar, hier sit hy in die tronk en hy praat oor die mense wat besig is daar buite om te benadeel. Mense wat jaloers op hom is en wat sy naam probeer sleg maak. Daar's mense wat dinge doen uit jaloesie, terwille van hulle self. Dan maak hulle Paulus af, want die ou wat ons nou goed is, word nou afgetrek en probeer om te beskinder dat mense leer van hulle gaan hou. So sien ons iets van hierdie aard, dat mense met verkeerde redes en verkeerde dryfvere skewe dinge doen oor hulle self en oor onsekerheid van hulle self en om ernstig iets te wees. En die mensdom verloor die skepingsdoel van God. Hy het my gemaak om sy kind te wees. Hy het my gemaak om hom te verteenwoordig. Iemand soos hy. 'n prentjie van wie hy is. Dat die wêreld hom sal sien. Nou watter motief my ook al dryf, bepaal of ons suksesvol of onsuksesvol gaan wees om God se kinders te wees. Die slegte ding van al hierdie goed wat ons dryf, of dit vrees is of plig, of skuldgevoelens,
hierdie gevoel van vergeefsheid en ontoereikendheid, onsekerheid, daai goed bly, en dit maak 'n mens moeg, want gedurig dink ek werk nog harder, ek voel nog slegter, ek maak dit nie. Dit is goed wat 'n mens moeg maak, dit put jou uit, en dit voel jy vorder. Nou skryf die geleerde, sê as ons nou gaan kyk in die woord van die Here, en dis wat ons ook vanmôre iets in raak sien, sê die enigste en die kragtigste dryfveer in 'n mens se lewe is dankbaarheid. Die ander goed fokus op die effort wat ek moet insit, wat my moeg maak. Maar dankbaarheid is 'n bron van energie. Dankbaarheid skep energie. Want dankbaarheid fokus op dit wat klaar is. Dit wat gedoen is, wat afgehandel is. Ek hoef nie meer te probeer om by God aanvaar te word nie. Ek hoef nie meer te probeer om by God genoeg te wees nie. Want God het deur Jesus dit klaar gemaak. Ek hoef nie meer moedeloos te jaag om hierdie goed te bereik nie. Want God het deur Jesus en deur sy genade dit klaar gemaak en vir ons gegee. Die waarheid van genoeg maak ons dankbaar. Dis klaar genoeg. Dit gee vir ons krag en energie. Dis wat dit vir Paulus gedoen het. Die wete dat hierdie Paulus wat met sy lewe lang probeer het om die beste fariseer moontlik te wees. Hy sê wat wetsgehoorsaamheid betref was hy onbesproke, so het hy oor homself gedink. En hy wil hierdie dwalinge wat God se naam sou skade doen, hierdie storie oor hierdie Jesus wat homself seun van God noem, hy sal dit uit hulle uitslaan en martel, totdat hy besef het, dat Jesus is gekom om hierdie God vir die wêreld te wys. Skielik besef hy, sê, waarom vervolg jy my Paulus? Skielik besef hy, wat hy genade hy ontvang het, dat hierdie God nie vir hom sê, jou useless gemors en hom vernietig het, maar dat hy hom red, vir hom die boodskap gee, en hom in sy diens kom sit. Hy sê, onverdiende genade. En sy ongelooflike dankbaarheid vir dit wat klaar gedoen is, dryf vir Paulus die res van sy lewe. Die liefde van God wat deur Jesus Christus gewys het. Jesus het dit afgehandel. Jesus was in ons plek genoeg. En nou is ons sy kinders. Hy sê die ou is verby, toe ons nog daar ver was, die nuwe het gekom. Ons is klaar sy kinders. Nie deur ons verdienste nie, maar deur hierdie geskenk wat ons ontvang. Sê, hoe lyk God se liefde? Vers 21 sê, want in ons plek het hy gesterf. Vers 14 sê nou, wat dryf my nou? Die liefde van Christus dryf my, om volgens vers 20 gesang van Christus te wees. Dis klaar, dis afgehandel. Nou is ek sy dienaar, sy gesant. Nie om gered te word nie. Nou is dit nie meer my dryf om sy dienaar te word, om goed genoeg te wees om hom te dien nie, om goed genoeg te wees om sy kind te sê, ek het jou klaar myne gemaak, jou skoon gemaak, uitgekies, gered. Nou stuur ek jou om dit te gaan doen. Nou doen dit nie om gered te word nie, maar omdat ek gered is. Gedryf deur dankbaarheid vir hierdie geskenk. Dit gee vir my die energie. Ek is dankbaar. Dit is nie meer 'n uitputtende, onsekere dryf nie. Die sekerheid is klaar hier. En nou leef ek dit met my hart en met my siel. Dit sê vir ons, wat weet, ek maak dit nie in my eie krag nie. Sê vir ons, dis deur sy genade.
Die Here is die bron van ons lewe. In Jeremia 7 vers 13, in die Ou Testament waarsku hy, as jy weggaan van die Here af, dan sê hy, dan kom jy bedroog daarvan af, en dan staan dan, hulle word vir dood opgeskryf, want hulle verlaat die bron van die lewe. Toe sê hy, as jy by die Here wegdryf, dan verlaat jy die bron van die lewe. Hy is die bron. Vers 7 het hy gesê, wat sê hierdie ding van die bron? Dan hoor ons hier in Jeremia 7 vers 7, dieselfde wat in Psalm 1 sê, het gaan goed met die mens, wat op die Here vertrou. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Hy is die bron van die lewe. Nie my energie. Ek het net nie genoeg. Maar God is die bron wat gee genoeg genade en sy seën. Nou is dit nodig dat ons self ondersoek moet doen. Dat ek en jy vir onsself vra, vir wie of vir wat sloof ek my af? Dat ek seker maak dat ek nie op dwaalspoor is. Dat ek my moedeloos gaan stry vir iets wat my energie opgebruik en my moedeloos maak en self moedeloos in my verhouding met die Here maak. En daar is so 'n mooi verhaaltjie in die Griekse mitologie wat vir ons iets wil vertel van God se ingryping. Daar is so 'n verhaaltjie, dit is net 'n verhaal, van 'n hoogmoedige koning in Korinthe. Hy was geweldig hoogmoedig en die gode wou hom straf. Sy naam was Sisyphus. Nou hierdie koning in sy hoogmoedigheid het die gode nou diep teleurgestel en hulle besluit dat hulle hom gaan straf. En sy straf is om 'n groot klip teen 'n heuwel uit te stoot, 'n geweldige klip. Dis 'n geweldige ding. En so begin Sisyphus, want hulle sê vir hom, as jy hom bo kry, dan is jy vry, dan jou straf klaar. Maar die gode het gedink en geweet, hierdie op sy hart is nie reg nie. So het hulle seker gemaak, net voor hy bo is, dan glip sy aan en rol die klip weer af. En vir die res van sy lewe het hy klip opgerol om hom nooit bo te kon kry nie. Dit te vergeefse. Hierdie verhaal wil vir ons iets van hierdie goed sê, van die vergeefse wat ek en jy het om ons eie krag hierdie swaar ding te bereik, soos om hierdie geweldige klip tot bo uit te dryf. Nou skryf iemand nou verlyk in hierdie verhaal en hy sê, Jesus Christus het die sondeklip teen Golgotha uitgerol. Hy het hom tot bo gekry, waar hy homself gegee het as offer in ons plek, en het hy vir ons die vryheid verwerf, dat die straf klaar gedra is. Ek en jy hoef nie meer in hierdie vergeefse stryd te wees om die klip self te rol nie, want Jesus het dit klaar gedoen. Hy was goed genoeg. Ons is deur sy bloed gewas, en hy vra vir ons, aanvaar hierdie versoening, so roep hy die Here Jesus. Aanvaar hierdie versoening. Hy herinner ons in Romeine 7 van hierdie hooploosheid van hierdie goed. Hy skryf self daar, hy sê, as ek mooi dink oor die wet van die Here, hy sê, dan vind ek vreugde in die wet van die Here, want al hierdie goed is vir my so spesiaal. God wat ons lief het, God wat ons sy kinders gemaak het, en dat hy vir ons vra, wees lief en gehoorsaam, en wees lief vir mense. Werk saam, ons kan soveel liefde onder ons en ons gesin hê. Sê, dit is vir my so goed, dit is vir my so waar. As jy dan kyk ek in my eie lewe en ek sien hier binnekant, my is altyd hierdie ding wat een kant toe trek en scheef trek, en al hierdie ongelukkigheid binne die gesin, binne God se volk, al hierdie dwarstrekkery en hierdie selfsugtigheid wat maak dat ek mense seer maak en op hulle trap, dan sê hy, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Die goeie wat ek wil,
dit doen ek nie, dit weet ons mos maar. En die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Goeie wat ek wil kry, ek nie gedoen nie. Dan sê hy, hierdie wet is deel van ons menswees. Dis deel van my stoot in hierdie klip en ek kry hom net nooit bo nie. Dan sê hy, hoe gaan ek dit regkry? Dan sê hy, aan God die dank, hierdie dankbaarheid. Want hy verlos ons deur Jesus Christus. Jesus het die klip tot bo gestoot. Aan God die dank. Ek is goed genoeg. Hy het my goed genoeg gemaak, nie ek nie. En die Bybel is vol verwysings van dankbaarheid. Ek gee vir ons net goed daai volgende paar tekste wat ek graag saam met julle wil lees. Hier in 1 Samuel 17 sê Samuel, wees net gehoorsaam aan die Here en doen hom opreg met julle hele hart. Let op die groot dinge wat hy vir julle gedoen het. Waarop word hierdie oproep gebaseer? Op die groot dinge wat hy vir julle gedoen het. So dankbaarheid en erkenklikheid behoort julle te dryf om gehoorsaam te wees. Paulus, het so baie al gesê, die eerste 11 hoofstukke vertel Paulus van God se ontferming, wat hy gedoen het, in plek gesit het, om in ons plek redding te bring. En dan begin hy by hoofstuk 12, en dan sê hy, en nou doen ek 'n beroep op julle, of in die ou vertaling sê, daarom dan broeders, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende, heilige offers wat onneemlik is. Op grond van die ontferming en dankbaarheid vir wat hy klaar gedoen het, gee julle self. Die volgende ene, in Hebreërs 12 vers 28, kyk hoe begrypend sê hy dit, laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, ons het die koninkryk, die hemel en sy heerlikheid ontvang. So laat ons wat dit dan ontvang het deur Jesus se verdienste, die sekerheid dat ons hemel toe gaan, omdat hy daarvan seker maak, die sonde weggevat het, wat ons so weghou. Laat ons dan nou dankbaar wees. Laat ons dankbaar wees vir die onwankelbare koninkryk wat ons ontvang het. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag soos hy dit wil doen. Dankbaarheid. Dankbaarheid. Die bron wat ons behoort te dryf. Dankbaarheid, Paulus se lewe, om sy dit klaar gedoen. Hy het my kind gemaak. Al wat ek nou vir die wêreld wil wys, ek wil vir hulle wys waaroor dit gaan. Ek wil vir hulle die genade wys. Ek wil vir hulle die pad van genade wys. Moenie meer moedeloos wees. Moenie meer te vergeef stry nie. Moenie opgee nie. Dit is klaar gedoen. Ek is gesand. Ek is gestuur. Jy is gestuur. Die verlostes is gestuur om aan ons skepingsdoel te gaan beantwoord. Om die verteenwoordiger te wees in hierdie wêreld. En die groot geskenk wat ek en jy vir die mense kan gee, is om vir hulle te wys hoe word 'n lewe geleef wat deur dankbaarheid gedryf en beheer word. 'n Lewe deur God se liefde volgemaak. Niks is beter en meer vervullend as 'n lewe wat God se doel bereik het. Om mense in sy dien te wees, in sy diens, en dankbaarheid gedrewe. Mag ons om vanmôre kom luister en dink oor hierdie goed wat Jeremia geskryf het. Hy is die bron van die lewe. En mag ons ook dan vanmôre soos wat
as Samuel opgeroep word, dink aan die groot ding wat hy vir ons gedoen het. Ek hoef nie daai totaal onmoontlike klip uit te rol nie. Hy het dit klaar gedoen. En op grond van hierdie groot liefde, laat ons dan onsself vir hom gee as 'n offer. Te sê, Here, niks anders as dankbaarheid nie. Ek gee myself. Ek wil U dankbaar dien vir die onwankelbare koninkryk wat myne geword het as U liefdesgeskenk, wat ek besef ek kon nie, toe gee ek dit.